Die grootste ramp in die geskiedenis van die Bybel wat die meeste lewens geëis het, was die groot vloed. Dit was die gebeurtenis bekend as Noag se vloed. Ons weet nie presies hoeveel omgekom het nie, maar net 8 mense het hierdie ramp oorleef. Die rekord vertel ons dat dit net Noag se familie was wat oorleef het. Een eienaardige vraag is dit: wat het al die ander mense gedoen terwyl hierdie 8 die ark binne gegaan het? Die verslag van Noag se vloed word gevind in Genesis hoofstukke 6, 7 en 8 van die Ou Testament, maar maak nie saak hoe noukeurig ons soek nie. Ons vind geen rekord van wat die res van die mense gedoen het behalwe Noag en sy familie. Wat het die res van die mense in daardie tyd gedoen en hoekom het hulle nie die ramp oorleef nie? Die Bybelvers wat ek vandag wil bekendstel is Matteus hoofstuk 24 vers 37, want net soos in die dae van Noag, so sal die koms van die Seun van die mens wees. Op Dinsdag, 3 dae voordat hy sy lot aan die kruis ontmoet het Jesus Christus geprofeteer hoe die situasie na ongeveer 2000 jaar sou wees. Dit wil sê in die tydperk waarin ons vandag leef, sê die volgende: want net soos in die dae van Noag, so sal die koms van die Seun van die mens wees. Soos hulle immers in daardie dae voor die vloed besig was om te eet en te drink, om in die huwelik te tree en in die huwelik uit te gee, tot op die dag dat Noag die ark binne gegaan het. En hulle niks vermoed het totdat die vloed gekom en almal meegesleer het nie. So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Wat egter nogal interessant hier is dat dit redelik gedetailleerde beskrywings verskaf van wat mense gedoen het ten tye van die vloed. Terwyl Noag en sy gesin in die ark ingegaan het die res van die mense eenvoudig geëet en gedrink, hulle lewe soos gewoonlik geleef, en selfs terwyl dit gereën het en die water gestyg het hulle geen idee gehad van wat gaan gebeur nie. Waarom was hulle dan ledig en het hoegenaamd geen voorbereidings getref nie, in die aangesig van die swaar reën wat gelyk het of die lug oopgegaan het? Mense op daardie stadium kon nie verwag het dat die reën tot so 'n massiewe vloed sou lei nie. En teen die tyd dat hulle besluit het om iets te doen, sou dit te laat gewees het. Die vloed, Michelangelo se muurskildery wat Noag se vloed uitbeeld, vang die gestaltes van diegene wat agtergebly het aanskoulik vas. Weens die onverwagte vloed is die meeste van die mense wat in die skildery uitgebeeld word nie eers behoorlik aangetrek nie. Sommige het skuiling teen die reën gesoek in smal, onseker tente wat gelyk het om enige oomblik gereed te word om onder water te word, terwyl ander daarin geslaag het om op die ark te klim, maar sonder om in te kom, het dit desperaat met bel geslaan. Deur die uitbeeldings in die skildery kan ons die grenslose kwesbaarheid van mense ontdek in die aangesig van rampe wat ons verwagtinge oortref. As dieselfde situasie vandag sou voorkom, sou die uitkoms dalk nie veel anders wees nie. Onvoorspelbaarheid, dit is juist die mees noodsaaklike eienskap van rampe. Soos daar egter geskrywe is dat dit in dieselfde situasie as in die dae van Noag sal wees. Selfs op hierdie stadium in ons lewens skuil onvoorspelbare rampe in baie forme. Met industrialisasie en die vooruitgang van verskeie tegnologieë gebeur skielike rampe wat nie in die verlede kon plaasgevind het nie, nou oral ons. Die tyd, plek, tipe en omvang van die uitbraak. Daar is nie iets soos perfekte paraatheid wat nie 'n gaping in enige van hierdie gebiede het nie. Wat moet ons doen in die lig van sulke onvermydelike rampe? Daar is beslis perke aan wat met menslike krag en inspanning alleen bereik kan word. Vir ons openbaar die Bybel die mees volledige en seker manier om voor te berei wat die nuwe verbond Pasga is. Die Koraanse naam vir die Pasga kom van die simbole vir om oor te spring en om oor te steek, wat impliseer dat die rampe sal verbygaan. En dit word ook weerspieël in die Engelse term Besalver, wat aandui dat rampe sal verbygaan. Die rede waarom ons vol vertroue is dat ons teen rampe beskerm sal word wanneer ons die nuwe verbond Pasga hou, is omdat dit God, 'n bonatuurlike wese, is wat hierdie beskerming beloof het. Trouwens, die Bybel meld dat diegene wat die Pasga gehou het, teen rampe beskerm is. Toe die Israeliete in Egipte verslaaf was, hoewel die hele land gebewe het van vrees vir 'n ongekende ramp, het hulle die Pasga gehou en is deur God beskerm. Ongeveer 800 jaar later, toe die magtige Assiriese ryk Israel binnegeval het, is hulle weer eens beskerm deur die Pasga te hou. Diegene wat die Pasga volgens God se belofte gehou het, is teen alle vorme van rampe beskerm. Kan ons regtig rampe vermy deur net die Pasga te hou? Vra jy dalk hierdie vraag aan jouself? Ons kan nie ten volle voorberei vir alle rampe nie, aangesien ons nie weet wanneer of hoe dit sal plaasvind nie. Dit is beslis gelukkig om ongedeerd te wees deur toeval of goeie geluk, maar ons kan nie elke oomblik aan geluk en toeval oorlaat nie. Daarom het ons meer as ooit 'n vaste belofte nodig eerder as om op onsekere dinge soos geluk of toeval staat te maak. Dit is presies wat die nuwe verbond Pasga is.